Wanneer jy besig is met daai nonsens en jy weet jy's besig met nonsens, jy weet jy moet nie saam met hierdie vrou gaan koffie drink. Jy weet jy moet nie vir hierdie vrou 'n boodskap stuur. Jy weet sy het nou 'n mooi Instagram foto, nou gaan like ek af. Jy weet vir jou siel, jy moet dit nie doen nie. Kom ek sê vir julle net soos op my eis het die mees onbybelste manier om 'n verhouding 'n goeie, gesonde, goddelike verhouding uit te beeld van enigiets wat jy op die TV kan kyk. Jy kan nie by jou vrou bly voordat jy getrou het nie. Nou, daar's klomp redes vir dit, maar die grootste is weer 1 Korintiërs 6 vers 18 wat vir ons sê flee fornication. Brende Lendi. Ek is hier om te help my mat. Hierdie video kan dalk die mees sinvolste video vir jou wees in jou lewe. As mens gewoonlik hierdie tipe video's maak, dan dink almal jy wil nie lelik wees, jy wil mense afbreek, maar dis eintlik presies die teenoorgestelde. Jy is mos nou onlangs verloof en ek wil hierdie video gebruik om net vir eintlik baie van ons jong mense wat nog nie getroud is nie, net wysheid te deel. Wysheid uit die woord van God van hoe jy moet te werke gaan om te besluit met wie jy gaan trou op die einde van die dag. Ek dink daar is 'n groot leemte vir ons jonger generasie wat deurkom oor hoe hulle geleer word, hoe verhoudings werk. Want meeste van ons word geleer hoe verhoudings werk. Hulle kry al hulle raad van, jy weet, al hierdie nonsens programme op Kyknet of The Bachelor of Op My Eis en hierdie goeters, en hulle fokus hulle wêreldsiening oor verhoudings uit hierdie goeters uit. So alhoewel hierdie video spesifiek gemik is op Brendan Piper en sy verloofde, gaan dit verder as dit. Dit is vir enige iemand van toepassing. En ek wil my mening deel hieroor. En een van die groot goeters is, hy het onlangs op sy, as jy gaan kyk hierdie post wat hulle gemaak het, ek dink is seker op Facebook of enig van hierdie goeters, het hy 'n post gemaak en 'n Bybelvers gequote hierso. So hier is die post wat ek praat, hier is van op Marula Media, en hier is 'n post van hy en sy verloofde, wat is hierdie girl se naam? Maries van der Westhuizen. So hierdie twee is nou verloof, hulle gaan nou trou, en daar sekere goeters wat my net concern, daar sekere goeters wat ek wil uitwys, en weens hierdie is nie om hulle af te breek nie, hierdie is nie om jy weet enigiets negatief teenoor die troue noodwendig te sê nie. Ek wil net hê ons moet kan weet en verstaan waarvoor ons onsself inlaat as ons trou, en jy weet, is die persoon met wie jy trou, is die man wie jy kies 'n man van God? Jy weet, is dit 'n man wat as jy in die aande by sy kamer inloop, is hy op sy knieë besig om die Here te aanbid, is hy besig om die skrif te analiseer, as jy hom vang sit in YouTube kyk, is hy besig om teologie te kyk, is hy besig om goed te kyk wat hom onderrig in die woord van God, of jy weet, is hy net 'n mooi seun met abs? Jy weet, wat is die maatstaf wat jy gebruik om te besluit met wie jy gaan trou op die einde van die dag? En met dit is ek net soos ook, wat is 'n mooi seun? Dis nog altyd vir my so vreemd. Soos ek dink daar's 'n universele tipe mooi vrou, nee, maar ek het toch nooit 'n man was nog nooit vir my mooi nie. Dit is seker maar net my probleem, maar ek praat nou hier oor die verkeerde goeters. In elk geval, het jy jou kriteria wat jy besluit het om 'n man gekies, gebou op wêreldse manier om dit te doen, of doen jy dit wat die woord van God sê? En ek wil Maries voorstel en vra, het jy hierdie kriteria gevat en vir Brendan gemeet aan dit? Het jy die kriteria gevat, en is dit die tipe man wat jy wil hê jou kinders moet groot maak, en is dit die rigting waar jy wil ingaan? Nou, voordat ons verder gaan, kom ons begin net hier in die woord van God. Nou, 1 Korintiërs 6 vers 18, ek gaan 'n groot deel van hierdie video baseer op wat hierdie teks vir ons sê. En 1 Korintiërs 6 vers 18 sê, flee fornication. Flee fornication. So sê nie, Paulus sê nie hier vir ons vat 'n ligte drafstappie, hy sê nie loop kalm weg, hy sê hardloop. Hy sê vat al jou besittings goed en hardloop, so vinnig as wat jy kan, weg van fornication. Fornication in Afrikaans sal wees, fornication in Afrikaans is soos seksuele immoraliteit. So dit is om met enige iemand te slaap wie nie jou vrou is nie. En die Bybel sê vir ons, hardloop weg af vanaf. En kyk wat Paulus verder in hierdie teks. Every sin that a man doeth is without the body, but he that committeth fornication sinneth against his own body. So wat ons ook moet verstaan is, wanneer hy sê own body, weet ons dat ons liggaam is die tempel van God. So besef gou, dis nie eintlik jou liggaam nie. Besef, jou eie liggaam is nie jou liggaam nie. Jou liggaam is die tempel van God. En dan, wanneer mens in gemeenskap tree met jou vrou, wanneer jy getroud raak, dan raak julle liggaam een. So dis die eerste ding wat ons moet besef is, wanneer jy trou, het julle nou een geword. Dis 'n ewige verbond wat jy sluit tussen jou vrou en veral met God.
Julle sluit 'n verbond met God en dis 'n verbond wat nie gebreek moet word nie. So mense moet eerder eerstens dit verstaan. Soos om te trou is 'n groot storie. Nou ons het hierdie kanaal begin. Baie mense het my al in die kommentaar gevra hoe het ons hierdie kanaal begin? Jy weet, wat is die motivering agter hierdie podcast en die video's wat ons maak? En hier is dit. Een van hierdie dae gaan ek, jy, Brendan se vrou, almal van ons voor die oordeelstroon van Christus staan. En jy gaan verantwoording gee vir elke ding wat jy gedoen, gedink, gesê het in hierdie wêreld. Jy gaan verantwoordelikheid doen aan. En gaan lees bietjie 2 Korintiërs 5. Daar's so 'n belangrike konsep wat ons as Christene nie verstaan nie, want daar's tekste in die Bybel wat vir ons wys dat reddingsgewys sal God nooit ons sonde onthou nie. Of hy vat ons sonde weg. En wanneer ons bekeer, dan vee ons sonde van ons al weg en hy vergeet daarvan in 'n reddingsaspek. Met ander woorde, ons word gered deur genade alleen. Maar wat jy moet verstaan is voor die oordeeltroon van Christus gaan jy verantwoording doen vir die sonde wat jy gedoen het nadat jy gered was. Gaan lees bietjie wat sê Paulus daar. Paulus sê Paulus benader daai dag met vrees. Hy sê it is the terror of the Lord with which we persuade men. So wat jy moet verstaan is die sonde wat jy doen nadat jy tot bekering gekom het. Jy het een van 2 maniere om ontslae te raak van daai sonde. Of jy bekeer van daai sonde, of as jy nie bekeer van daai sonde nie, gaan jy daarvoor betaal deur nie in die millennial koninkryk ingelaat te word. En ons het al baie daaroor gepraat op hierdie kanaal, maar ons moet verstaan is ons het hierdie idee, hierdie konsep van die woord van God is, dat as jy een keer tot bekering gekom het, is al jou sondes toekomstig, huidig, alles vergewe, en maak nie saak wat jy doen nie, jy gaan nie 'n prys daarvoor betaal, en dit is net nie waar nie. Verstaan julle, ons kan nie die waarskuwings wat gegee word aan ateïste, aan die Jode, in die Bybel sê, ja, kyk, hierso is al die slegte goed wat met julle gaan gebeur as julle aanhou in sonde, en die waarskuwings wat vir ons bedoel is, ignoreer nie. Vir 'n wedergebore Christen is daar ook waarskuwings. Lees Matteus 5. Lees wat sê hy daar, wat gebeur met die Christen wat aanhou in sonde. Gaan lees wat sê basies al die gelykenisse. Ons het gepraat oor Matteus 25, die gelykenis van die talente. Die ou met die 1 talent is 'n wedergebore Christen wat nie sy werk gedoen het en hy sê I will cast that unprofitable servant into outer darkness, there will be weeping and gnashing of teeth. Lees Matteus 8, lees Matteus 25 vers 1 tot 14 wat praat van die 10 virgins. Soos oor en oor sien ons, daar is 'n prys wat Christene gaan betaal as hulle aanhou in sonde lewe. En ons moet dit besef. En dit wil ek sê vir hierdie paartjie wat gaan trou en enige ander paartjie wat gaan trou. Die Bybel sê vir ons flee fornication. Met ander woorde, jy moet hardloop met alles in jou weg van enige sonde. So en nou hier is die ding. So ek bedoel, daar was laas jaar, niks langer terug. Wanneer is hierdie artikel geskryf? 2024, okay, 2 jaar terug. So hier het Brendan Piper en daar was aantuigings dat hy, jy kan net self hierdie titel lees. Brendan Piper maak oop na 'n gerugte oor getroude vroue. En ek wil graag net dat julle met aandag gee op die meervoud hiervan. Okay. So hier is gerugte en daar was ook daar's ook artikels wat jy kan gaan lees van 'n rugby speler, ek dink dit is hier in Bloemfontein, wat gesê het hy het sy huwelik vernietig, al hierdie tipe goed. Nou, die details hiervan, ek gaan nie spekuleer daaroor nie. Ek gaan nie sê enigiets, dalk is niks van dit waar nie. Hy sê wel uit sy eie mond dat hierdie gerugte is 20% waar. So as jy hierso gaan lees, ek weet die beweringe in die media die laaste paar weke het 'n klomp van julle ontstel en teleurgestel, maar hoe mens vorentoe beweeg is wat saak maak, het hy begin. Piper het duidelik gemaak dat die artikels oor hom nie heeltemal feitelik is nie. Volgens hom is slegs so wat 20% van die wat geskryf is waar en die res is glo sensasie en leuns. Okay, so hier admit hy tot 'n sekere mate van iets wat hy verkeerd gedoen het. Jy weet, iets met vrouens met wie hy nie getroud is nie. So dis duidelik ek wil nie spekuleer wat dit is nie, maar enige sonde in daai rigting is sonde. Jy weet, enigiets wat hy verkeerd gedoen het, moet hy oor publiek bekeer. En veral oor publiek bekeer met sy vrou. Nou, in hierdie ding is daar nie detail, en dalk het hy dit gedoen, ek is nie bewus daarvan nie, as hy dit gedoen het, dan vra ek om verskoning, en ek sal daai deel van die video afhaal, maar dis duidelik hierdie ding dat hy admit na 'n tipe verkeerde doen, en hier is die ding wat ons moet verstaan is, as dit sou wees dat jy met enigiemand anders se vrou mors, of met enigiemand wat nie jou vrou is, selfs al is dit net boodskapies, selfs al gedrink jy net koffie met iemand wie nie jou vrou is nie, as jy getroud is, jy gaan drink koffie met 'n ander vrou, wat die Bybel sê is, if you have, wat Jesus Christus vir onsself sê, is that if you have committed adultery in your heart, if you look unto a woman with lust, you have committed adultery in your heart. So verstaan jy, wanneer jy besig is met daai nonsens, en jy weet jy is besig met nonsens, jy weet jy moet nie saam met hierdie vrou gaan koffie drink, jy weet jy moet nie vir hierdie vrou 'n boodskap stuur, jy weet,
jy weet, sy het nou 'n mooi Instagram foto, nou gaan like ek af. Jy weet vir jou siel, jy moet dit nie doen nie. As jy dit klaar gedoen het jy klaar oortree. Dan het jy klaar in welis na hierdie vrou gekyk en sê, Christus, het jy klaar, dis so goed jy het oorspel gepleeg. So dis 'n baie ernstige waarskuwing wat die Here vir ons gee. Dis ook in Matteus 5 natuurlik. So, besef net gou dit. Ons as Christene maak so 'n klein storie daarvan. Ons sal sê, ag, hy probeer dit ook doen. Hy probeer dit wegpraat. Hy sê, hier sal hy ook erken. Brendan het wel erken ook dat hy, soos enige ander mens, nie foutloos is nie. Ek is 'n mens, nes julle, met baie foute en ek sal my nooit probeer verontskuldig nie. Okay, so dis goed. Jy weet, hier is 'n mate van accountability wat hy vat en sê, jy weet, ek is skuldig hier aan, maar wat hy hierna sê pla my nogal. So hy het bygevoeg dat hy aanvaar het dat daar altyd mense sal wees wat hom wil afkraak, maar hy het besluit om die ander wang te draai. Okay, so verstaan mooi, hierdie is nie afkraak nie. Hierdie wat ek hier probeer doen is genuine om jou te help as jy hierdie video sou kyk of enigiemand wat in hierdie posisie is om volkome accountability te vat. So ek vra vir jou ook, wat het Dawid gesê? Aan wie het hy die meeste sonde gepleeg met Batseba? Toe hy met Batseba 'n oorspel pleeg. Toe sê hy, against God alone have I sinned. So dit is jou grootste sonde. Dis my sonde. Ek sê nie ek is nie sondig nie. Verstaan my mooi. Al wat ek wil hê is ons moet kyk en ken en verstaan en kan identifiseer hoe ernstig die sonde is wat ons doen. Want ons sonde is teenoor God, veral hierdie tipe sonde. En dan sê hy net hier, ek besef hierdie situasie het gebeur vir 'n goeie rede, sodat ek kan leer en groei as mens. Daarom is dit my begeerte om te bly in die hande van my pottebakker, sodat hy my kan vorm volgens sy wil en nie myne nie. Nou, hierdie is 'n groot rede hoekom ek hierdie video maak. Wanneer hy die terminologie gebruik om te sê my pottebakker, dan neem ek aan hy sien homself as 'n Christen. Dan neem ek aan hy sien homself as 'n wedergebore Christen en hy moet Christendom dan nou uitdra. Veral as jy so 'n publieke platform het. Veral as jy 'n platform het wat baie mense na jou musiek luister, het jy 'n verantwoordelikheid. 'n Hoër verantwoordelikheid as enigeen van ons ander. Ons moet dit verstaan. Of jy moet nie die pottebakker acknowledge nie, of jy moenie sê jy is 'n kind van God of jy ken God nie. Jy moet dit heeltemal vermy of jy moet voluit vir hom lewe. So dis altyd die probleem. Ouens dink al is hy 'n sekulêre sanger. Verstaan, hy sing nou nie gospel of so nie. As jy so verklaring maak dat daar is 'n pottebakker en dit lyk asof jy sê jy dien die pottebakker, dan moet jou lewe lyk asof jy dit doen. Dan moet jou lewe lyk asof jy doen. Anders is daar ernstige waarskuwing vir jou. Anders is daar ernstige waarskuwings wat met jou gaan gebeur as jy aanhou op hierdie manier lewe. En net een ding, mense sal hierdie dalk gebruik en sê ja, jy moet jou eie foute maak en jy weet jy kan nou oor die lyn trap en dan as jy 'n fout gemaak het, bekeer ons net daarvan. Jy weet dis nonsens. Jy kan by ander mense hoor. Dis hoekom die Bybel sê in the council of many believers there is wisdom. So jy kan klaar met ander ouens praat en sê luister, ek het hierdie pad gestap, ek het droog gemaak en ek het myself bekeer daarvan en nou loop ek die pad saam met die Here. Nou hierdie is vir jou 'n geleentheid om dit te doen, om publiek te bekeer, te sê jy weet hierdie was ernstige sonde, veral voordat jy trou. Veral voordat jy met hierdie girl gaan trou, moet al hierdie sonde in die lig kom sodat mense kan weet en kan sien nou wandel jy met die Here. En ek bedoel ek moes ook baie van dit doen. Ek moes bekeer van klomp goeders. Ek sê nie ek is 'n engel en lewe reg en al die goeders nie. Al wat ek sê is daar moet 'n publieke bekering wees, 'n manier dat jy haat die mens wat jy was. Jy haat die mens wat jy was en dit is wat nodig is om ware bekering te doen. Maar 'n ander rede hoekom ek hierdie video gemaak het is, ek bedoel, ek dink almal daar buite weet wat se tipe leefstyl Brendan Piper lewe. So ek dink die ander rede hoekom ek hierdie maak is ons almal weet wat se tipe leefstyl Brendan Piper gelewe het. Of daar ek weet nie nog steeds lewe of gelewe het of maar die punt is nog tot onlangs. So hierdie aantuigings was 2 jaar terug. Verstaan jy? So daar moet 'n mate wees van soos 'n restaurasieproses voordat jy weer terug kan gaan in 'n nuwe girl kry en nou met die volgende vrou wat jy dalk mee wil trou doen. Dan moet 'n periode wees van restaurasie om te wys luister ek het nou hierdie deel van my lewe agtergelaat. Ek is nou 'n nuwe skepping in Christus. Ek het nou hierdie manier van lewe gelos en nou lewe ek voluit vir hom. Maar as daar nie daai restaurasieproses is, soos 2 jaar in my opinie is veels te min vir 'n restaurasieproses, as hierdie ernstige aantuigings is. En weens ek sê nie dis waar nie, maar sou dit wees dat jy hierdie huwelik vernietig het, dan moet daar 'n duidelike accountability geneem word op die. Om net iets te sê soos, jy weet dit was maar net boodskap of iets, jy het geen besigheid om vir 'n ander man se vrou boodskappe te stuur in enige, jy weet, flirterige manier, want dit is daai girls response, was maar net flirterig en hierdie goeie, dis onaanvaarbaar.
vir 'n Christen wat wedergebore is, kan ons niks van dit toelaat nie. Nou, almal sal ook weet, hy was op hierdie program Op My Eis. Op My Eis. En ek is net soos enige Christen, wat na daai, kom ek sê vir julle net soos, Op My Eis het die mees onbybelste manier om 'n verhouding, 'n goeie, gesonde, goddelike verhouding uit te beeld, van enigiets wat jy op die TV kan kyk. Ek dink baie mense vandag dink seker, okay, kyk net wysheid, jy weet, dis familievriendelik, kyk net, is mos nou nie boos nie, o nee. Op My Eis is totaal en al 180 grade teen hoe die Bybel vir ons sê 'n verhouding moet lyk. So die eerste ding is, dis al die girls wat agter die ou aan is. En dan wil ek vir julle vra, soos julle girls wat inskryf vir hierdie goeters, soos waarmee is julle besig? Is dit, ek bedoel, hy gaan daar, en my vrou het hierdie goed gekyk, sy sê vir my wat daaraan gebeur, so verstaan, ek sal dit nie kyk nie, dis vir my die grootste cringe fees om hierdie goeters te kyk. Ek bedoel, ek cringe tot in my tone as ek een sin se dialoog hoor en daai ding. So ek kan dit regtig kyk, maar my vrou sê vir my, soos ek bedoel, hy gaan en hy vry verskillende girls op die ding. Soos met ander woorde, hy kuier met een girl en vry hy, dan weer die ander daarvan, en dan gaan vry hy die volgende girl, en dan is hulle fine daarmee, dan soek hulle hom so erg, dat hulle maar net aangaan. Ek kan net dink, as jy nou eendag getroud is, en jy kyk terug op die, gaan jy nou vir jou kinders wys, o ja, kyk kinders, hier het pappa vir hierdie tannie gevry, en vir hierdie tannie gevry, en toe kry ek vir mamma. Mamma het so lekker gevry, pappa het toe nou by haar gebly. Ek bedoel, dis belaglik, soos eerlik, en soos julle liberale vroue wat dink julle is wedergebore, daar sit met julle 15, met julle bottel wyn en hierdie goeters kyk, is daar nie iets in jou gees wat jou pla wanneer hierdie goeters kyk? Jy kan ook sê, dis onskuldige vermaak. Hierdie goeters het 'n impak op die manier wat jou dogters en so 'n verhouding sien. Verstaan, as jy hulle nie leer hoe 'n verhouding volgens God werk nie, dan gaan hulle leer by hierdie mense. En hierdie mense het nie idee wat 'n verhouding is nie. So, ek bedoel, Op My Eis, as jy daai show ondersteun, soos, terwyl ek op daai punt is, hier gaan ek nou in 'n heel ander rigting, maar wat mens moet verstaan is, geen man, en seker 'n vrou ook tot 'n groot mate, was gemaak om net te bly by vry nie. As iemand dit nog nooit vir jou gesê het nie, is ek jammer om jou teleurgestel, tensy jy ontsettende selfbeheersing het. Is jy so gemaak, God het jou so gemaak, dat om by vry te bly is 'n onnatuurlike ding. So hier is my raad aan jou, en hierdie gaan vir baie mense sê, jy vat dit nou 'n stap te ver. Die eerste keer wat jy jou vrou kan soen, die girl waarmee jy uitgaan, is wanneer jy saam met haar voor die kansel staan die dag wat jy getroud is. Want julle weet, almal wat al hierdie pad gestap het, is wanneer jy eers begin met vry in hierdie goeters, dan loop dit altyd na moeilikheid daarna uit. Want jy's nie bedoel om albei te bly nie, dis nie hoe God jou gemaak het nie, dis die realiteit van die saak. Ons as Afrikaners is baie keer te skaam en teruggetrok om te praat oor hierdie goeters, maar ons moet ons kinders waarsku en sê, as jy hierdie goeters doen, want dit klink vir jou onskuldig, ja, wat is dit nou om mekaar te soen en al hierdie goeters, die verste wat jy kan gaan voordat jy trou, is om hande vas te hou. Op 'n noodsaaklike, as dit noodsaaklik raak, kan jy hande vashou. Maar voor dit, moet jy by die kansel afloop, en dit sal die eerste keer wat jy al soen is voor die kansel. As jy dit regtig wil doen op die goddelike manier, want soos wat almal weet, ek sit bietjie daar in die kommentaar, ons almal weet, dit is wat Paulus vir ons sê, hy sê flee fornication. En met dit ook, het ons in ons kultuur as Afrikaners ook baie meer gewoond geraak om saam te bly voordat jy trou. Jy moet verstaan, die Bybel sê vir ons, die dag wat jy trou, jy verlaat jou moeder en jou vader se huis, die dag wat jy trou, eers dan verlaat jy hulle huis en gaan dan na jou vrou toe. Jy kan nie by jou vrou bly voordat jy getrou het nie. Nou, daar's klomp redes vir dit, maar die grootste is weer 1 Korintiërs 6 vers 18 wat vir ons sê flee fornication. As jy saam met jou vrou bly, obviously 'n vrou aan wie jy aangetrokke is, dink jy maak jou kanse beter of minder om saam met haar te slaap as jy saam bly? En jy weet vir jou siel, jy maak die kanse beter. Dis ook ek en my vrou het nie saam gebly tot die dag wat ons getrou het nie, want ek weet jy gaan jouself in die moeilikheid kry. So 'n ware wedergebore Christen, jy hou jouself so ver weg af van. Jy trou nie, jy bly nie saam vir ekonomiese redes, want ek try nou my maal se geld spaar of my geld spaar nie. Daai's nonsens. Jy as Christen het 'n verantwoordelikheid om so heilig as moontlik te lewe. En hier's die ander ding, jy stel 'n baie slegte voorbeeld vir al jou vriende. Daar kon jy en jou vrou uithou. Okay? Daar was julle regtig so vol selfbeheersing dat julle kon saam bly voordat julle trou sonder om saam te slaap. Maar nou sien jou vriende jy doen dit en jy lei hulle in die versoeking. Hulle gaan doen dit ook en hulle oortree. So ek bedoel, hierdie is net goeders in ons kultuur wat ons laat gaan het, wat onaanvaarbaar is in die oë van die Here en ons moet bekeer van dit af. Maar ek bedoel net hoekom ek op my senuwees is oor hierdie huwelik. En dit het niks met my te doen nie. Soos eerlik het niks met my te doen nie, maar ek lewer kommentaar op
sodat ek mense kan help en dat mense kan die waarheid van God se woord sien. Maar jy weet, as jy 'n ou gekies het vir sy abs of omdat hy mooi sing of omdat hy bekend is, dat die kans dat dit gaan goed uitwerk is 0. Soos daar's geen manier daai verhouding gaan hou nie en ons het dit oor en oor gesien. Gaan kyk in Hollywood, al daai mees bekendste, beroemdste mense wat vir al die verkeerde redes trou, daai verhoudings werk nie. Maar kyk bietjie soos die probleem het ook natuurlik as jy 'n publieke sekulêre sanger is en ek wil bietjie vir julle van die lirieke lees wat Brendan Piper se video's in is selfs al kom jy tot volle bekering, is hierdie goeters nou uit in die publiek. Verstaan, is daar vir almal. So al staan jy op vir die Here en jy bekeer van al hierdie goeters, hierdie is nou nog steeds geheg aan jou naam. So as jy gaan kyk Brendan Piper se musiek, dan sê dit, soos kom ons vat hierdie liedjie. Gee my 'n dubbel brandewyn en ek wys jou wat in my hart aangaan. So nee, kry te begin nie. Soos dit, en dit weet ons van Afrikaanse musiek, dit glorify hierdie onsedelike leefstyl, nê. Nou ek wil nie soos 'n wil nie skynheilig voorkom nie. Ek hou van Afrikaanse musiek, ek luister Afrikaanse musiek, maar daar is altyd my gees bots met wanneer ek hierdie tipe lirieke luister. Maar as mens dit natuurlik hierdie lirieke lees, dan klink dit nog erger. Gooi bietjie rooi rok bokkie as jy shotgun in my trokkie vanaand. So ek weet ook nie wat presies dit is supposed om te bedoel nie. Ek boer 'n wille mieliestronk, ja die aand is nog jonk, jy sien, volg net my spore en ek wys vir jou wat jy verdien. En een vir hierdie deel later in die liedjie, vanaand is whisky en tequila jou vriendinnetjie, Mila se baas, is dit die feit dat ek jou soek, of die bewe in my broek, of die speakers in die kroeg wat so raas. So, is dit die tipe lirieke wat jy jou kinders wil hê moet luister? Kom ons wees nou eerlik. Maar die ding is, ons vee hierdie af as net, jy weet, dit is ligte vermaak, en is nie so erg nie, niemand kry seer nie, maar hierdie goeters maak in jou onderbewussyn, dan mors dit met jou as hierdie goeters sing. Want dis die ding van musiek, ons weet die Lucifer is die vader van musiek, né? Jy weet dit. So, die feit dat jy musiek oor en oor sing, selfs al neem jy nie waar wat jy sing nie, maak dit in jou 'n impak in jou gees. Hier is vir julle nog 'n treffer. So hier sê ek hang aan jou lippe, jy het gevat, maar die los, jy verlei my diep hier binne. Kan nie help, kan nie keer, jy besteel my van sinne. Jy het die hef in die hand en ek weet jy's 'n girl met planne. Ja. Gaan nie keer, jy het beheer, jy kan my arresteer. Vriende, ek bedoel, is dit nodig om vir my om vir jou te verduidelik hoekom hierdie 'n probleem is? Wat van hierdie treffertjie? En ek wil nie onnodig jy weet, sensuele goeter vir julle lees nie, maar ek bedoel, jy kan net vir jouself dink wat met hierdie lirieke bedoel is. Sy staan nie terug vir 'n man nie, want 'n boeregirl kan. Sy is nie bang vir jag nie, want 'n boeregirl kan. Sy vat die bil by die horings, ry die perde bloot, skei die kaf van die koring, skop die hekke oop. 'n boeregirl kan. So wys my joune, dan wys ek jou myne. Daar in die skuur, op, klim op my trekker, rof, maar hy ry lekker. So, sien jy net, hier wat jy Brendan Piper wat 'n verhouding of 'n meisie vergelyk met 'n plaaslike voertuig. Vriende, waarmee is ons besig? Eerlik, hierdie is om lelik te wees, maar dit is, mense se siel is op die spel. Daar is, dit is ook om ons nodig het om vroue te hê wat in goeie posisies in die kerk is om ons jonger generasie vrouens op te rig. En dit wil ek vir die ouer vrouens, meeste van die mense wat hierdie kanaal kyk is ouer, is bo 40, bo 50. En is julle verantwoordelikheid om vrouens op te lei in die. Help hulle om nie aandag te soek op al hierdie sosiale media nie. Help hulle om in lyn te wees met God se woord, om 'n man te soek wat God dien. Om 'n man te soek wat die woord van God ken. Dink julle soos kan Brendan Piper 10 Bybelversies uit sy kop uit sê om sy lewe te red? Kan hy 8 disippels noem? Ken hy die woord van God? Is hy 'n ou wat sy vrou en sy kinders kan leer in die woord van God? En die idee is nie om net, jy weet, negatief te praat oor hom. Hierdie is genuine die idee om hom te help.
En daar's baie mans, daar's baie vrouens wat soos hierdie dink. En die hele ding is, die Bybel sê renew your mind in Romeine 12. Dit sê ons moet ons gedagtes vernuwe. Ons moet ons gedagtes in lyn kry met die woord van God en nie wat vir ons lekker is en nie wat ons begeertes bevredig nie, maar eerder wat hom eer bring. En dis veral met ons verhoudings. Verstaan, jy gaan ouer word en jy gaan trou en jy gaan 'n familie groot maak en is die man wat jy kies 'n ou wat die woord van God ken, bestudeer, wat tyd deurbring op sy knieë, wat weet dat sy verhouding met Christus is die belangrikste ding? Of is dit net 'n rooi rok bokkie en 'n lekker op jou trekker en jy weet hierdie wêreldse manier van na die goed dink? Maar vriende, wat dink jy hieroor? Weens, ek is hier om te help. Ek is hier om ek wil mense by die Here uitkry, maar ons moet praat oor hierdie tipe goeders. Ons kan nie hierdie tipe goeders los nie. Die Bybel sê vir ons, those that sin rebuke before all. Veral hulle wat in die publiek sondig. En weens, ek sê nie hierdie spesifieke goeders waaroor Brendan aangekla is waar nie. Dis nie my idee met hierdie video. Ek sê net as dit waar is daar 'n bekering wat moet gebeur voordat jy enigstens kan oorweeg om te trou. Maar laat weet my daar in die kommentaar, wat dink jy? Is jy iemand wat op my eis kyk of na hierdie video het jy besluit om dit te los? Die waarheid is nie vir almal nie.